Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan kredietverliese ingevorder. Wanneer 'n debiteur se rekening afgeskryf word, word sy rekening gesluit in die boeke van die besigheid en oninbare skuld word afgeskryf wat as 'n uitgawe vir die besigheid is wat die winste sal verminder. Indien hierdie persoon later wel die geld betaal nadat sy skuld afgeskryf is, sal ons in die kontantontvangste-joernaal 'n aantekening moet maak vir die geld wat ontvang is. Die bedrag wat na kredietverliese ingevorder of oninbare skulde ingevorder oorgeboek word, is 'n inkomste, want toe ons die skuld afgeskryf het, het ons 'n uitgawe geskep. Nou word hierdie skuld weer ontvang, so nou is dit 'n inkomste. Moenie 'n inskrywing in die debiteur kontrole rekening voltooi of in die debiteur se rekening nie, want die rekening is reeds afgesluit en toegemaak en bestaan dus nie meer in die onderneming se boeke nie. Indien jy verkeerdelike inskrywing aan die kredietkant van die debiteur se rekening gaan boekstaaf, gaan jy 'n kredietsaldo in die persoon se rekening skep wat aandui dat hy 'n krediteur is en dan sal die geld aan hom terugbetaal moet word. Die volgende transaksies het plaasgevind. Martens het R160 geskuld en toe sy skuld afgeskryf as kredietverliese. So in die algemene joernaal het ons 'n rekening gaan debiteer oninbare skuld kredietverliese en ons het Martens se rekening in die debiteure grootboek gekrediteer om sy rekening te sluit. En ons het die debiteure kontrole rekening gekrediteer om die totale skuld van debiteure te verminder. Op 14 Desember reik ons 'n kwitansie uit, want toe betaal hy R100. So ons gaan nou 'n inskrywing in die kontantontvangste-joernaal moet voltooi om te wys dat ons R100 ontvang het, dat die geld in die bank vermeerder het met R100 en dat ons 'n R100 inkomste vir die besigheid ingevorder het, omdat hierdie oninbare skuld ingevorder is wat voorheen afgeskryf was. Met die eerste inskrywing is die debiteure kontrole rekening gekrediteer om die skuld af te skryf en die debiteure se rekening minder te maak. Die debiteure grootboek van Martens is gekrediteer met R160 om sy rekening te sluit, want daar's nou geen uitstaande bedrag nie. En kredietverliese of oninbare skuld is gedebiteer om 'n uitgawe te skep, want dit is 'n verlies vir die besigheid wat die winste sal verminder. In Desember ontvang ons geld, so dit beteken ons het die bankrekening gedebiteer met R100, wat die bates vermeerder het. Ons mag nie meer in die debiteure kontrole rekening of in Martens se rekening skryf nie, want hierdie rekening is afgesluit. So ons skep 'n inkomste, kredietverliese ingevorder en krediteer die rekening met R100. Wat het ons geleer? Oninbare skulde ingevorder het 'n kredietsaldo, want dit is 'n inkomste vir die besigheid. Hierdie oninbare skuld ingevorder kanselleer die oorspronklike inskrywing toe ons die uitgawe vir oninbare skuld geskep het en die skuld afgeskryf het. Die bedrag wat ingevorder word vermeerder dis die wins van die besigheid omdat dit 'n inkomste vir die besigheid is. Geen inskrywing moet in die debiteure kontrole rekening voltooi word nadat 'n persoon se rekening afgeskryf is as oninbare skulde nie, want die rekening van die debiteur is gesluit en as hy sy geld na die tyd betaal, moet ons 'n inkomste skep, oninbare skulde verhaal of ingevorder. As jy 'n debiteur se rekening nadat dit afgesluit is gaan krediteer, skep jy 'n krediteur wat terugbetaal moet word.